the sacrifice of praise. Let your glory fill this house. Let your praises fill my heart. Let each vessel offer up to you the sacrifice of praise. Vader, ons gebed vanmôre is dat u heerlikheid hierdie huis sal vul. Maar Vader, u begeerte is om die tempel, ons liggaam, die tempel van God en die Heilige Gees te kom vul. Here, vanmôre is dit 'n gevaarlike versoek wat ons rig. Wat sal gebeur as God in my lewe vanmôre moet inkyk en moet instap? Is daar dinge wat ek eers uit die weg moet ruim? Is daar dinge wat ek eers moet wegsteek? Here, ons kom vanmôre en sê, u weet alreeds wat hier binne aangaan. En ons wil vanmôre bely soos die Heilige Gees aan ons openbaar. As daar dinge is wat nie daar hoort nie. En Vader, as ons hierdie liedjie weer 'n keer sing, as die Heilige Gees dinge openbaar, laat ons onmiddellik vergifnis vra. Dat dit uit ons lewens verwyder word, sodat u tuis kan voel binne in hierdie tempel, u tempel. Let your glory fill this house. Let your praises fill my heart. Let each vessel offer up to you the sacrifice of praise. Let your glory fill this house, and let your praises fill my heart. Let each vessel offer up to you the sacrifice of praise. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. And you alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. Vader, ons eer U, ons loof U en ons aanbid U. In Jesus naam. Amen. En amen. Baie dankie, kan die sitplekke vanmôre inneem. Baie dankie band. So opgewonde vanmôre om U saam met ons in die huis van die Here te hê, en is 'n voorreg om U vanmôre hier in ons midde te verwelkom. Ek wil net vra dat ons sal onthou, daar's baie bespiegeling, almal het hulle opinies, soos almal hulle kerk het, soos almal hulle politieke party. En ek weet daar's baie videogrepe wat rondgaan en dit is so maklik om vasgevang te word en regtig negatief te begin raak, maar ek wil U vra, kom ons bid en vra die Here om sy hand oor ons land te hou met hierdie verkiesing wat kom asseblief. En ek
bedoel dit ernstig, kom ons bid en vra die Here daaroor. Ek wil vanmôre 'n skrifgedeelte lees uit 1 Timoteus hoofstuk 1 vers 18 tot 19. I would like to read from 1 Timothy chapter 1 verse 18 to 19. Ek wil vanmôre oor 'n onderwerp praat en in die King James Version het ek gaan kyk en in die Amplified kom hierdie woord omtrent 25 of 26 keer voort in die Nuwe Testament. Dit is 'n woord wat ons nie baie meer hoor vandag nie. Dis iets wat ons eintlik nie baie meer ag opslaan nie. Maar tog is dit bitter belangrik vir ons om na op te let. Daardie woord is die woordjie gewete. That word is the word conscience. En ek lees 1 Timoteus 1 vers 18 en 19. Hierdie boodskap, Paulus praat, hy skryf hier aan sy seun in die bediening Timoteus, nie sy vleeslike seun nie, maar seun in die bediening van die Here. Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profeseë wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry. Timoteus se moeder en ouma was godsdienstige vrouens en hulle het oor hom gespreek en geprofeteer dat hy in die bediening sou gaan. En nou kom Paulus, hy herinner hom daaraan en vers 19 sê, en aan die geloof en 'n goeie gewete vashou. Nou sê hy, sommige het dit wat die gewete van hulle weggestoot en aan die geloof skipbreuk gelei. The Amplified says, holding fast to faith, that leaning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence, and having a good, clear conscience, by rejecting and thrusting from them their conscience, some individuals have made shipwreck of their faith. Dit laat my dink vanmôre, geliefdes, en ek wil die boodskap titel gee aandag aan jou gewete. Pay attention to your conscience. Want wanneer ek hierdie skrif lees, verduidelik dit dan baie keer hoekom ons moedeloos raak in ons wandel in geloof met God. Baie mense kom en sê, pastoor, maar ek het die Here vertrou, ek het my geloof in die Here geplaas en niks het verander nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, miskien het die Here in jou gewete met jou gepraat oor sekere goed, jy het dit geïgnoreer, en die Bybel sê, jou geloof sal skipbreuk lei. A.W. Tozer made the following statement. He said, when men no longer fear God, they transgress his laws without hesitation. The fear of consequences is no deterrent when the fear of God is gone. Skipbreuk veroorsaak skade en verlies. Partykeer is die skade of die verlies tydelike, of partykeer is dit vir ewig en dit loop uit op hartseer, spyt en berou. A shipwreck is the wreckage of a ship that is located either beached on land or sunken to the bottom of a body of water. Shipwrecking may be intentional or unintentional. Many shipwrecks have occurred when the crew of the ship allowed the ship to collide with rocks, reefs, icebergs, or other ships. In ander woorde, botsing was een van die hoofoorsake van die skipbreuk.
Ons kyk terug, ek dink dit was in die 1800s of skies vroeg in die 1900s, toe die groot skip wat hulle in Engeland gebou het, naamlik die Titanic, sy eerste seilvaart gevat het van Engeland na New York, en hy 'n ysberg getref het en gesink het, en duisende lewens het omgekom, groot skade en geweldige verlies. Ons kan vandag terugkyk en sê, maar hoekom het die kaptein nie dit gedoen nie, of dat gedoen nie, en as ons die dokumentêre kyk, dan sien ons, hy het gevoel, as hulle die spoed vermeerder, en daardie ysberg met volspoed sou eerder tref, dat dit vir hulle beter uitweg sal wees, maar ons het toe gesien, dit het eintlik 'n groot gat in die romp van die skip gesny, en die skip is gesink. Die ander rede ook hoekom dit gedoen het, is omdat die skipbouers God getart het. En toe hulle daardie skip gelanseer het, toe sê hulle, God self sal nie hierdie skip kan sink nie. When you blatantly defy God, when you blatantly have disregard for Him and arrogantly make a statement like that, you are looking for trouble. Akkurate navigasie word moeiliker gemaak deur swak sigbaarheid in slegte weer. Maar ons gewete, geliefdes, en dalk moes u vanmôre, toe ek dit noem, dalk het u die advertensie gesien oor die diens vanoggend, en skielik vir die eerste keer in 'n lang ruk het jy ag gegee of gedink aan jou gewete. Inteendeel, ek is seker, en ek sluit myself in, as ons moet terugkyk op die week wat verby is, gaan u skielik bewus word van hoeveel keer jou gewete met jou gepraat het, en my vraag is vanmôre, wat het jy gedoen? The definition of your conscience is a person's moral sense of right and wrong, viewed as acting as a guide to one's behavior. In other words, you can call your conscience your moral compass, jou sedelike kompas. Het jy al ooit 'n ongemaklike gevoel gehad, toe jy 'n geleentheid gebied word, wat twyfelagtig is? Iemand kom en sê, man, kom ons doen dit, of hoorie, kom ons gaan soontoe, of hoorie man, wil jy nie net dit van my doen nie, teken net gou hierdie dokument, ag sê net gou, dit en dit het gebeur, en jy voel 'n onrustigheid in jou binneste, maar omdat jy jou vriendskappe, jou verhouding so hoog ag, dan maak jy die stem van jou gewete stil, jy trap spreekwoordelik op jou gewete, en sê maar, ek sal nog steeds aangaan, al voel ek ongemaklik. Geliefdes, God het vir ons 'n gewete gegee, om ons te beskerm, om ons te bewaar. Die helderheid en sterkte van jou gewete kan verander. Jou sensitiwiteit en die sterkte van jou gewete kan toeneem, of dit kan afneem. En ek gaan vanmôre vir u sê hoe dit gebeur. Want soos ek gesê het, ons gewete is 'n gawe van God, wat nooit ligtelik opgeneem moet word nie. Dit is 'n integrale deel van ons hart. En Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Keep and guard your heart with all vigilance, and above all that you guard, for out of it flow the spring of life. Bewaak en bewaar jou gewete as jou kosbaarste besitting. Jong mense, by die skool, by die college, universiteit,
of waar jy werk, wanneer jy in die geselskap van die ander geslag is, en jy agterkom, dinge beginne in 'n rigting beweeg, en jy beginne ongemaklik voel, en jy beginne voel, iets is nie reg nie, en ons moenie verder gaan as wat ons gaan nie, dis jou gewete wat met jou praat, en jy staan voor 'n keuse, gaan jy jou gewete stil maak? Of gaan jy ag daarop slaan en vir jouself sê, ek word vir 'n rede gewaarsku en ek moet oplet en ek moenie hiermee betrokke raak nie. Besigheidsman en vrou, en ek weet, daar's geweldige finansiële druk op mense en op besighede, en die geleentheid word jou gebied om oneerlik te wees, en jou gewete sal met jou praat, en jy moet agslaan daarop, jy moet aandag aan jou gewete gee. Maar dalk vind jy jou vanmôre in 'n posisie waar jy al soveel kere jou gewete stil gemaak het. The English says they have seared their conscience. As jy 'n steak reg gaar wil maak, dan stel jy jou vuur of die pan waarin jy daai steak gaan gaar maak warm, en jy sit hom in vir 'n paar sekondes, en jy draai hom weer om op die ander kant, hulle noem dit jy seël hom. En dan kook jy hom weer bietjie stadiger. Maar in ander woorde, dis wat gebeur het, as jy aanhou om jou gewete stil te maak, dan maak jy jou gewete onsensitief. Jy verhoed, dat daardie sensitiwiteit meer tot jou deurdring. 1 Timoteus 1 vers 19, ons skriflesing vanoggend, het praat van 'n goeie gewete vashou. Dit sê vir ons, die Engels says, having a good clear conscience. Dit beteken ons het dit iewers ontvang. Ons het dit, en hy sê bewaar dit, bewaak dit. Want jy sien 1 Timoteus 3 vers 9 sê, manne, wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. They must possess the mystic secret of the faith, Christian truth as hidden from ungodly men with a clear conscience. Maar Hebreërs 9 vers 13 en 14 verduidelik dit 'n bietjie beter. Hy sê, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. He says, how much more surely shall the blood of Christ, who by virtue of his eternal spirit, his own pre-existent divine personality, has offered himself as an unblemished sacrifice to God, purify our consciences from dead works and lifeless observances to serve the ever-living God. Almal van ons word gebore met 'n gewete. Soos jou ouers vir jou reg en verkeerd leer, soos jy ouer word en jy bewus word van die verkeersreëls en die wette van ons land, en wanneer jy weet jou pad is om dit te oortree, kom jou gewete en sê vir jou, maar jy weet jy kan dit nie doen nie. Jy weet jy kan nou nie so maak nie. Maar geliefdes, wanneer ons op 'n punt kom, soos hierdie skrif van Hebreërs sê, en ons kom op 'n punt waar ons die woord van die Here hoor, wat sê almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Where the Bible says all have sinned, that God says Jesus Christ is the gift of God and gives you eternal life.
Wanneer ons kom op 'n dag en sê, Here, ek bely, ek besef uit oortuiginge, ek is 'n sondaar volgens u woord, en die enigste manier om nie langer 'n sondaar te wees nie, is om Jesus Christus aan te neem, om te bely dat Jesus aan 'n kruis gesterf het, en sy bloed my sonde en ongeregtigheid weg was. Op daardie oomblik, sê die woord, kom woon die Heilige Gees binne in ons. Jesus, voordat hy opgevaar het, het ook gesê, ek gaan weg, maar ek bid die Vader om die belofte, die Heilige Gees te stuur, en hy sal julle alles leer wat ek julle vertel het. So wanneer ons op 'n punt kom en ons aanvaar die Here Jesus as verlosser en saligmaker, ons gee ons hart en lewe vir die Here, dan kom woon die Heilige Gees binne in ons, dan het ons 'n dubbele voordeel. Ons het nie net ons vleeslike en sielsdimensie gewete nie, maar ons het ook die leidinge, ons het ook die leermeester, die Heilige Gees, wat vir ons sê, wat jy nou mee besig is nie net wat mamma en pappa jou geleer het, of die skool van reg en verkeerd nie. Ek herinner jou wat God se woord vir jou sê. Maar die hartseer is, ons kan ons gewete besoedel. En die besoedeling van ons gewete, die demping van ons gewete gebeur nie in een oomblik nie. Die volle korrupsie gebeur nie in 'n oomblik nie. Dit begin met kleiner sake en eindig uiteindelik in skipbreek indien dit nie aangespreek word nie. Jakobus 1 vers 22 sê iets baie hard. Hy sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders, wat julle self bedrieg nie. Toe ek dit lees, en ek al baie keer hierdie skrif gehoor, toe dring dit tot my deur, ek bedrieg myself om te dink, ek kan die woord van die Here lees, ek kan die woord van die Here bestudeer, ek kan 'n graad, ek kan 'n doktersgraad in teologie kry, maar as ek dit nie toepas nie, sê die Bybel, ek bedrieg myself. But be doers of the word, obey the message, and not merely listeners to it, betraying yourselves into deception by reasoning contrary to the truth. Hy sê, word gehoorsaam deur die daad by die woord te voeg. Ons hou nie daarvan. As iemand sê, hoorie, ek gaan môre by jou kom kuier, en dan bring ek 'n paar stukke vleis saam, en dan braai ons, en allerlei dinge, môre maak jy reg, jy kry die vuur reg, en alles. Die Bybel sê hier, moenie lees, moenie bestudeer, en dit nie toepas nie. En sou jy ongehoorsaam wees, sou jy besef as jou gewete vanmiddag, vanaand, môre, hierdie week, hierdie jaar wat voorlê, as jou gewete jou aankla, as jou gewete met jou praat, en jy het 'n fout gemaak, is dit nie die einde nie. Moenie in sak en as gaan sit, en jouself bejammer, en jou rug op die Here draai nie. Kom en doen wat Spreuke 28:13 sê. Onthou, Jakobus het gesê, lees die woord, hoor die woord, op watter manier ook al jy die woord van God ontvang, hy sê, wees 'n dader. Want Spreuke 28:13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, in ander woorde wegsteek, wil probeer maak asof dit nie verkeerd is nie, wil probeer uit die weg ruim, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely, en laat staan,
sal barmhartigheid vind. He who covers, hides his transgressions will not prosper, but whoever confesses and forsakes his sins will obtain mercy. En ek wil vanmôre 'n naam of twee noem. As ek die name noem, sal jy duidelik weet waarvan ek praat. Een van die presidente van Amerika, Bill Clinton, toe hy ontken het dat hy oortree het met daai sekretaresse wat gewerk het, hy het dit eers probeer wegsteek. Tiger Woods, toe hy betrokke geraak het met 'n klomp vroumense en hy uiteindelik uitgevang is, het eers te probeer ontken. Hansie Cronje, wat betrokke was met al daai wedstryd knoeiery en alles, het dit eers ontken. En hulle is geen genade getoon nie. Ek het 'n dokumentêr gekyk eendag oor die feite van wat daar gebeur het. Ek sal nooit vergeet nie. Die eerste keer toe hulle hom ontbied het, of hom vir Hansie Cronje ontmoet het in die hotel, toe kom hulle daar, hy het een kant gesit en hulle het hierdie kant gesit en hom die aanbod gemaak om wedstryde te knoei en te manipuleer en hulle die geld op die tafel neergesit. En toe die Indiërs uitgestap het en die persone gebel het wat hulle beopdrag het om dit te doen, toe vra hulle vir hom, wat het gebeur, wat het hy gesê, en die man antwoord die volgende, hy sê, he did not say yes, and he also did not say no. And he did not give the money back. Ek wonder daardie dag en hoor my hart, ek oordeel vir Hansie nie vir een oomblik nie, want dit is so maklik om dieselfde pad te stap. Maar ek wonder, Hansie, toe jy daar sit, toe jou gewete met jou worstel, toe jou gewete met jou stoei. Daar's 'n aksioom wat ons in die kapelane gebruik, en dit sê, wat jy nie van iemand weet, is belangriker as dit wat jy weet. Ons kan sê, maar Hansie, jy was die kaptein, ambassadeur vir die land, en ons kan al daai dinge gooi, maar jy weet nie wat jy nie weet nie. Ek sê nie dat as ons sulke dinge weet, sal dit regverdig en sê, dis reg wat hy gedoen het, bly verkeerd. Maar het is maklik om mense te oordeel, maklik om op mense te trap, omdat jy dink jy weet wat in hulle lewens aangaan, totdat jy uitvind, as dinge wat jy nie geweet het nie. But the fact is, he didn't say yes, and he did not say no. He was in limbo. En baie keer doen ons dieselfde. Ons vind ons in 'n ongemaklike posisie en ons voel iets is nie reg nie. En dan staan ons in daardie grys area. En ek wil vanmôre vir jou sê, hoe langer jy in die grys area bly, hoe meer gaan jy neig om na die verkeerde kant te gaan. Kom so gou as moontlik uit daardie grys area, luister na jou gewete, luister na jou oortuigings uit jou opvoeding en uit wat die woord van die Here jou en my geleer het, en stap na die regte kant toe, draai jou rug op daardie geleentheid en stap weg. Toe die slang by Eva gekom het en hy vir haar gesê het God gesê, en hy vestig haar aandag op die vrug.
Hoe langer sy daarna gekyk het, hoe meer aanloklik het dit gelyk en hoe moeiliker was dit om gehoor te gee aan haar gewete. Dawid staan op van 'n middag slaapie, hy stap op die stoep van die paleis rond en hy gewaar 'n vrou, beeldskoon, wat besig is om te bad. In plaas om oombliklik na sy gewete te luister en weg te draai en weg te stap, na 'n menigte vrouens wat hy gehaat het, hy bly kyk. En hoe langer hy gekyk het, gaan lees die woord. Die woord sê, en hy het haar ontbied. Van 'n kyk na uitnodiging, na die oopmaak van die lakens, en na die daad van oorspel, omdat hy sy gewete doodgemaak het. Ek oordeel vanmôre ook nie vir Dawid nie. Want ek weet, baie keer het my gewete met my ook al gepraat, en miskien is dit nie naaste by so ernstig nie, maar ongeag hoe ernstig of minder ernstig, ons moet leer om na ons gewete aandag te gee. Paulus kom en hy skryf nog steeds aan Timoteus in 1 Timoteus hoofstuk 4 vers 1 en 2. En hy rig 'n waarskuwing aan hom, waarna hy moet oplet en ons ook. 1 Timoteus 4 vers 1 en 2 sê, maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye, sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, deur die geveinsdheid van leienaars, wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. The Amplified says, through the hypocrisy and pretensions of liars, whose conscience are seared, cauterized. 'n Dokter wat 'n operasie uitoefen, as hulle 'n bloedvaat raaksny of die wond bloei te veel, dan vat hulle iets warm en hulle steek dit op daardie bloedvat om hom te seël, om hom af te seël, dat hy nie verder oral bloei nie. He cauterizes, he sears that place so that it can no longer bleed and cause a mess. Maar wanneer ek my gewete blus, loop ek groot gevaar. Maar Paulus kom en hy bemoedig ons. En ek sluit met hierdie laaste 3 skrifte. Paul encourages us and highlights the importance of a clear conscience. Het jy al gevind, jy partykeer slapelose nagte, jy kan nie rustig rus nie, jy kan nie slaap nie, want jy's besig met dinge. Daar's dinge in jou lewe, in jou besigheid, in jou verhoudings, wat jy nie kan bekostig, dat dit aan die lig kom nie. Want jy het jou gewete geblus, jy het jou gewete stil gemaak, of dood eenvoudig doodgetrap. Dit laat my dink vanmôre, en ek het dit lanklaas gesien, maar baie van julle het al gesien, mense wat veral die manne doen, staan en rook hulle so in geselskap, en as die sigaret amper klaar is, dan gooi hom neer, en dan, dis mos 'n aksie, jy trap hom en jy draai mos die voet. As jou gewete met jou praat, en jy doelbewus en opsetlik nie daaraan ag gee nie, vat jy jou gewete, jy gooi hom op die grond, jy trap hom dood soos 'n sigaret.
die hartseer is, dan wonder ons later hoekom ons in die moeilikheid is. Hoekom ek is waar ek is. Maar as jy stil sit en mooi luister, sal jou gewete vir jou sê, ek het hardop, ek het met jou geskreeu. Ek het my stem hees geskreeu om jou te waarsku en vir jou te sê, moenie. Maar jy het my op die grond gegooi en my doodgetrap. But Paul comes in Romans 9 verse 1. I am speaking the truth in Christ. I am not lying. My conscience, enlightened and prompted by the Holy Spirit, bearing witness with me. Laat jou gewete vir jou praat. Acts 23 verse 1 says, Then Paul, gazing earnestly at the council Sanhedrin, said, Brethren, I have lived before God, doing my duty with a perfectly good conscience until this very day as a citizen, a true and loyal Jew. And Acts 24 verse 16, Therefore, I always exercise and discipline myself, mortifying my body, deadening my carnal affections, bodily appetites, and worldly desires, endeavoring in all respects to have a clear, unshaken, blameless conscience, void of offense towards God and toward men. Let us guard our hearts and conscience diligently. Laat ons harte en gewete ywerig bewaar in Jesus naam. Amen. Ons het vanmôre gesing, Let your glory fill this house. Vanmôre speel Marieliki, says, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. And with thanksgiving, I'll be a living sanctuary, Lord, for you. As dit jou gebed is vanmôre terwyl hulle hom speel, sê vanmôre wil sê, Here, ek kom agter, ek het verskeie kere my gewete stil gemaak. Here, oordeel jou nie vanmôre nie, maar deur hierdie woord bied hy jou en my geleentheid. Dis die Here, ek vra om verskoning. Ek vra, Here, waar dit moontlik is, maak reg. Laat ek weer ag beginne gee op my gewete. En wanneer u op die voete staan en hierdie saam sing, dan sê I want to be a sanctuary, Lord, all for you and the glory of your name. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, and with thanksgiving I will be a living sanctuary, Lord, for you. And Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried
and true, and with thanksgiving, oh, I will be a living sanctuary, Lord, for you. And Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, and with thanksgiving, oh, I will be a living sanctuary, Lord, for you. A sanctuary, Lord, for you. Vader, dis die begeerte van ons harte vanmôre. Here, ek bid waar ons toegelaat het dat ons gewete geblus word. En dalk, Here, is daar iemand wat vanmôre moet sê, ek het werklik waar my gewete doodgemaak. Ek het geen gevoel meer of ek mense seer maak of nie. Dalk in jou huwelik vanmôre het jy al so gewoond geraak om te praat en te sê wat jy wil, gevoelloos geraak. Dat die Heilige Gees weer vandag jou sensitief sal maak oor jou optrede, oor jou gedrag in jou huwelik, in jou familie, in verhoudings met jou medemens en bovenal met God. Vader, laat ons ag gee op ons gewete. En Here, ons gee U al die lof, al die eer, die prys en aanbidding. Dankie vir 'n woord van vermaaning, van aanmoediging vanmôre. Ons bid, Here, soos wat Jakobus vir ons gesê het, laat ons nie net hoorders wees nie, maar ook daders in Jesus naam.